Oupa Almu het elke dag afgegaan dorp toe om aan die halfbevallige huis wat hy vir hom en Heidi gekry het te werk. Hy wou nie meer hierdie winter saam met Heidi in die hut bly nie. Oupa het besluit om Heidi skool toe te stuur. Hy sal nooit voor die winter klaar wees nie. Ek dink hy sal. Dink net Alm wil in die winter hier kom bly. Hy doen dit maar niks vir hy. As hy iets besluit het, dan maak hy so. Dis reg, Ja, dit so. Ja. Terwyl die dorpsmense gekyk het hoe die ou huis al mooier word, het Heidi baie gehad om te doen. Sy wou haar oupa op haar manier help. Sy het geskrob en die wasgoed gewas en vir haar was daar nooit kans vir stilsit nie. Die stal moes skoongemaak word en sy het die bokke geborsel. Sy het die groot bokke kos gegee en hulle gemelk. Heidi het selfs kos gekook. Sy wou hê dat alles heeltemal reg moes wees as haar oupa saans tuis kom. Ek is bly oupa is hier. Baie dankie. Alles net vir oupa. Wag vir my. Dink jy al dat ons nie by die huis gaan bly hierdie winter nie? Ons gaan in 'n nuwe huis in die dorp bly. Wag net 'n bietjie asseblief, oupa. Ek moet gou vir Pieter se ouma gaan totsiens sê. Maak nou gou en stuur groete, hoor. Ja. Nou staan ek wil vas sê kom eers later huis toe. Heidi kom ouma. Heidi, maar dis gaaf. Ek wil net gou totsiens sê. Ons gaan onder in Durflie bly. As ons daar bly, gaan ek skool toe. Dis goed, ja, dan sê jy nog beter kan lees. Ja. Ga jy nog vir ons kom kuier? Jy weet hoe lank die winter hierbo kan word as dit nie wil ophou sneeu nie. En jy bring tog altyd so 'n bietjie sonskyn in die huis. Goed. As Pieter mag, kan hy my met die slee kom haal sodra die sneeu hard is. Maar natuurlik mag hy. Ek moet nou loop, ons moet vroeg onder wees. Ag so, trek julle al vandag Durflie toe. Peter, gaan jy die goed opdra? Ek sal graag wil. Kom Heidi. Kom gou weer hoor. Jy moet lekker skool gaan. Ag, is vir my tog so mooi dat Peter en Heidi so goed klaar kom met mekaar. Miskien wil hy dalk skool toe gaan. Dat Am nou regtig wil aftrek dorp toe. Ek sou dit nooit eers kon droom nie. Is dit ons nuwe huis? Gaan ons in hierdie groot huis bly? Ja, hier. Hy's amper so groot soos meneer Seseman se huis. Hy het net meer gate. Maar dis niks nie. Kom kleintjie. Maar dan glad nie eers 'n dak nie. Gaan kyk liewer binne, daar lyk dit daarom beter. Hy is nie meer net nie. Hoekom staan julle dan so rond, kom in? Ja, kom.
prentjie? Dis mooi nie waar nie? Miskien kom trek ek sommer saam met julle in. Jy is so groot en watter kamer is julle dan? O, hierin. Is dit ons kombuis? Ja. En waar is die kamers? Gaan soek hulle maar. Is al manier waarop jy die huis sal leer ken. Nou goed. O, dit is vreeslik mooi. Oupa sal seker hier slaap. Dit lyk glad nie van buite af so mooi nie. O, Pieter, kom kyk net na hierdie kaggel. Haai. Dis dan my bed. Dan slaap ek in hierdie mooi kamer. Maar oupa, waar gaan oupa dan slaap? Soek maar 'n bietjie verder. Aan die begin was ek bang, maar nou hou ek baie van ons nie, maar hy is regtig baie. Ek dink dit gaan 'n baie lekker winter wees hier onder oupa. Ek hoop so, want dan was alles tog die moeite werd. Pieter, kom maar in. Hoe hou jy van my kamer? Mooi, ek het nie geweet dat hier sulke mooi kamers is nie. Ek ook Ek nie. ken die huis al lankal, maar ek het hom nog net van buite gesien want in die dorp se hele spook hier. Wat se ou spook se nou hier bly? Kom ons kyk 'n bietjie rond. Miskien kry ons dalk een. Kom. Ja. Heidi, Is dit oupa se kamer nie? Ja, is my kamer, raai. Dis ook 'n baie mooi kamer, oupa. Kom saam, Waarheen daar's dan baie nou? meer om te sien. so 'n huisspook sal nogal lekker hier bly. Heidi, hoe weet jy nou eintlik dat hier nie meer spooke is nie? Jy dink seker is snaaks, né? Jy weet net nie hoe snaaks nie. Jy pad voor, hier kom die spooke. En ek het gehoop daar's dalk tog iewers 'n dak weggesteek. Papa, hier kom die spooke. Sommer twee spooke op 'n slag. Heidi die spook. Nou, toe nou, ek het altyd gedink spooke lyk 'n bietjie anders. Ek ook. Ek hou baie van myself as 'n spook en jy, Pieter? Ja. Pieter is seker die enigste spook wat aanhoudend honger bly. Ek dink ek weet wat jy wil hê. Mag ek jou uitnooi? Meneer die hoofspook, wil jy saam eet? Nou maar, Heidi, as ons nie baie goed weet dat jy graag vir ete wil bly nie. O ja, ek is al amper dood van die honger. Ek ook. Nou moet ek loop. Na rou sneeu ek moet gaan. Dankie vir die kos. Ek moet vir jou dankie sê, mooi geld. Môre vroeg gaan ek die eerste keer skool toe. Kom jy saam met my? Ek kan ongelukkig nie. Wat? Jy het tog self gesien dat dit buite sneeu. Nou ja? Môre vroeg is alles wonderlik wat en dan kan ek ongelukkig nie skool toe gaan nie. Ek kom liewer môre middag hier speel, is dit reg? Maar as jy teen die berg kan afkom om Mina toe te kom, dan kan jy mos skool toe ook gaan. O. Peter, nou het jy daarom jou eie verskoning bederf. Nee, Pieter. Jy behoort jou regtig te skam. Een of ander tyd moet jy darm leer lees of hoe? Jy kom ons vir my voorlees. Nee, dankie, ek wil nie. Jy moet self lees. Beloof jy my plegtig dat jy sal kom? Toe sê saam. 'n Belofte is 'n belofte en word nooit gebreek nie. Ek beloof dit plegtig. Toe nou. Hou jou hande op. Au, Aina. Dit geld nou vir altyd. Hoera! Hoera! Hoe laat kom haal jy my môre vroeg? Dat het ek nie van jou verwag nie. Ek kry jou jammer, jong. Jy probeer verniet loskom as Heidi haar iets voorgeneem het. 'n Belofte is 'n belofte.
Jy het my streep getrek. Bly jy dit agtergekom? Totsiens. Peter, wag. Hier, hang dit om jou. Dankie oom. Tot môre. En geen verskonings nie. Nee, eers weer oor môre. Amper het ek gedink ek is in Frankfurt. O ja, ek moet opstaan. Vandag is ons my eerste skooldag. Dit sneeu nog steeds. Peter, kom asseblief al sneeu dit. Nou ja, goed, net hier wil hy. Maar, glo my, dit vergeef ek jou nooit. Waar is die brood? En hoe kom jy so vroeg op? Ek moet skool toe gaan. Nou, dan het Heidi dit ook nog reg gekry. Maar ons mos nog glad te vroeg. As ek later gaan, dan besluit ek dalk weer om te bly. En weet julle hoekom? Want Heidi het my 'n streep getrek. Sy's gemeen. Nou wat sou hy bedoel? Heidi het hom 'n streep getrek, jy het mos gehoor. Peter sê asseblief vir Heidi dat sy 'n liewe kind is en 'n wonderwerk reg gekry het. Dit sal hy nog weet. Wow! Goed. My mis. Jy tog nie so aanstel nie terwyl dit sneeu kan dit nie so koud wees nie. As julle maar weet. Ek sal julle almal wys. Hierdie jaar gaan ek ook nog leer lees. Hulle sou dan verbaas wees. Gladde ys. Oppas, nou kom daar 'n verrassing. Of nog toe, vergeet van skool. Wat gaan ek nou doen? Soek dan nie iemand. Peter, jy kom asof jy gestuur is. Kan jy gou stasie toe hardloop en die tas vir die boer gaan gee? Nee, ek moet skool toe gaan. Dan het jy mos nog tyd. Hy's net 'n minuut gelede by die huis weg. Jy's nog jonk en vinnig. Jy sal hom sommer maklik inhaal. Asseblief, Peter. Ek weet jy 'n belofte is 'n belofte en word nie verbreek nie. Ag, kom nou, Peter. Ek verstaan nie 'n woord nie. Ons gee jou daar altyd die bokke. Maar ek weet glad nie eens hoe die boer lyk nie. Maar Peter, jy sien hom maar elke liewe oggend as jy die bokke kom haal. Hier, jong, vat hom maar gou. Dan praat dan nie met Heidi. Dan praat ek met Heidi. Nou goed, dan praat ek met Heidi as jy wil. Sy sal hom seker nie my kop afbyt nie. Miskien tog. Ons en Peter toe hardloop. Nou ja. Goed dan. Stasie toe. Ek weet. Ag ja. As net ek gedink het. Hy's lankal oor die berge. Eerste ingaan. Nee, ek wil. Julle kan maar inkom. Waarvoor wag julle twee? Wat sit nou? Kyk 'n bietjie. Dis Heidi van AMU. Hoekom kyk julle so? Ek gee 3 raaie. Ek het gedink dat sy sou opdag. Is dit Heidi? Dis Heidi. Is dit jou eerste dag? Ek was nog nie voorheen in 'n skool nie. Dan was jy gelukkig. Het help regtig niks om skool toe te gaan nie. Is net tyd mors hoor. Ek het jou gesien toe jy met daai snaakse hoed op jou kop by die stad hier aangekom het. Gaan sit op 'n ander plek. Hoekom? Omdat dit daar 'n plek is. Ek het nie geweet nie. Ek is jammer. 'n Mens kan sien dat jy nog nooit in die skool was nie.
Maak nie saakie. Sê my net op watter plek ek kan sit. As jy nog nie in skool was nie, ken jy tog nie jou musieknote nie. Ek kan net lees. Dis nou 'n prestasie. Julle het nou almal iets gesê. Hou nou op. Waar het jy dan jou vriend Pieter gelos? Ag, hy het hier op 'n ander verskoning gekry. Wat het jy op sy plek? Nee, ek kan nie sy plek vat nie. Hy moet daar sit as hy kom. Hy sal nie kom, jy het gister gesneeu. Jy dink tog jy sal so 'n goeie verskoning glad nie gebruik nie? Pieter raai altyd stukkies al het dit nie gesneeu nie. Hy sal vandag kom, ek weet dit. Hy het vir my gesê kom en dan sal hy ook. Dink jy so? Dit sal sowaar iets niets wees. Hy kom. Hy het my dit beloof. Moenie so opgewonde raak nie. Dalk kom hy as hy so gesê het. Goeiemôre. Goeiemôre, meneer. Kyk net wie het ons hier. Kinders, laat ek julle voorstel aan Heidi. Sy gaan van vandag af saam met ons skool. En ek wil hê julle moet gaaf wees teenoor haar. Het julle my verstaan, klas? Ja, meneer. Gaan sit maar op Pieter se plek. Nee, ek kan dit nie doen nie. Maar daar's nie 'n ander plek oop nie. Jy kan gerus maar sit. Pieter sal nie vandag kom nie. Hy het vir my gesê dat hy kom. Ja, maar dit het gesneeu. Hy kom nie, glo my. Nee, ek glo meneer nie. Bly stil. Heidi, wees nou soet en gaan sit op sy plek tot hy kom. Ek dink hy sal sy belofte nakom. Hoor daar, die skool het al begin. Ag. Stop! Stop! Is dit dan nie my tas Dit nie? by die huis vergeet. Ja, natuurlik. Pieter, baie dankie jong. Dis nou gaaf. Nou kan ek die volgende trein haal. Ja, dit is gaaf. Hoekom trek jy so gesig? Ag so, jy is honger. Nou kom eet dan saam met my in Mainveld. Ek kan nie, ek het daai die beloof om betyds by die skool te wees. Vandag is Ag, dit wat? Vergeet die skool. Ek was vroeër net 'n paar maal per jaar daar en ek het 'n ordentlike man geword. Nee, ek kan nie vandag nie, ek kan regtig. 10 minute pouse, dankie. Onder watter bank het jy Pieter toe weggekruip? Dis jammer. Hy het tog altyd gedoen wat hy beloof het. Raak maar gewoon aan. Pieter bly weg net wanneer hy kan. Hy's mos bang. Pieter was nog nooit bang gewees nie. Jy's gemeen. Wat's fout met haar? Dit het ek nooit van jou verwag nie, Pieter, nooit. Jy moet net weet van vandag af is ons nie meer vriende nie. Dit lyk asof dit lekker smaak vir jou. Wel, wat is nou die beste? Iets ordentliks om te eet of skool? Jy kan die res ook nog kry. Hy is seker verskriklik kwaad vir my. Ek sal nie eers betyds weet vir die laaste periode nie. Is nog môre ook weer skool? Ja, maar nou sal ek dit nie meer waag om soontoe te gaan nie. Is jy dan bang vir Heidi? Sê my, is sy nie die kleinkind van arm u nie? Jy het rustig verder. Wat 'n verskil maak dit of sy nou vandag met jou beklei of môre? Heb jy jou hand hier? Daar. Baie dankie dat jy my tas vir my gebring het, Pieter. Is niks. Ja! As ek 2 appels het en julle het 11 appels, hoeveel het ons saam? 13 appels altesaam. Pieter, jy het my dan beloof. Jy's gemeen. Heidi? Droom jy, Heidi? Is dit dan nie vir jou lekker in die skool nie? Ek droom nie. Daar is Pieter! Pieter! Ja, maar jy kom ons nie. Pieter! Pieter is hier aan siek.
Ek het die hele pad van Mynveld af gehardloop. En nou het ek 'n steek in my sy en maagpyn en alles in hoofpyn. Was jy in Mynveld? Nou kom dan, wat het jy daar gaan doen, hè? Hier is jy, Pieter. En jy het tas vir hom gegee. Ja. Wat is dit nou met jou? Hy het van Mynveld af tot hier gehardloop. Moes jy tot 'n Meyenveld agter hom aanloop? Ag, sis tog. Het Tannie hom daarheen gestuur. Hoekom? Ag, die oom het alweer sy tas vergeet omdat ek nie so vinnig kan loop het. Ek sommer vir Pieter gevra om dit vir hom te vat. Peter, jy's 'n skat. Dan wou jy jou belofte nagekom het. Julle dink julle is vreeslik slim, maar julle is gemeen en naar en dom. Julle moet julle skaam en die onderwyser ook. Dink oupa is baie lelik dat ek sulke goed vir hulle gesê het, maar ek kon regtig nie help nie, anders sou ek so waar gebars het. Om Heidi nie teleur te stel nie, het Pieter elke dag deur die diep sneeu gestap om skool toe te gaan. Heidi het hom met die skoolwerk gehelp, want hoe hard Pieter ook al probeer het, die getalle en letters kon hy nie in sy kop kry nie. Heidi het baie moeite gedoen, maar Pieter wou baie eerder met die sleery en buite in die sneeubaljaar. En reeds na die eerste week het hy probeer om Heidi te oorred om van die hele verspotte belofte te vergeet. Pieter het elke oomblik van die dag nodig gehad om hom vir die groot jaarlikse sleewedren voor te berei. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.